Die Here het opgestaan. Kom ons sê dit net weer, die Here het opgestaan. Vriende, op hierdie heeglike, vreugdevolle, opwindende Sondag. Baie, baie welkom by hierdie erediens. Mag dit vir ons vanoggend regtig vul met opgewektheid, met opgewondenheid, omdat Jesus se opwekking ons opgewonde maak. Opgewonde vir hierdie lewe, ongeag hoe hierdie lewe lyk. Mag dit vir ons 'n besondere dag wees. Kom ons groet mekaar, sê vir mekaar welkom, sê vir mekaar 'n geseënde Paasfees. Ek wil daarom spesiaal vanoggend iets sê, Corlia en Johan, vir julle. Corlia se pa, wat ook 'n lidmaat van ons gemeente is die afgelope week oorlede, nadat hy vir 'n lang tyd siek was, en dan gesond, en dan beter, en dan sieker. Wat 'n voorreg om vanoggend op 'n opstandingssondag in die erediens te wees, en te weet dat Jesus het die dood oorwin. Mag ook die komende week en die tyd wat voorlê vir julle 'n tyd wees waarin julle ervaar dat die Here vir julle vashou. Vriende, op hierdie Sondag moet ons sing. Moet ons opgewondenheid na vore bring en ons gaan 4 liedere saam sing. En die heel eerste lied, natuurlik, ons hoor die Paasfeesklokke. Hulle lui van vroegdag af. Kom ons staan en dan sing ons hierdie liedere. Hoor jy die Paasfeesklokke, lui van vroeg daarvan, jubel die wêreld, deur is uit die graf, hy Christus die oorwinnaar, is uit die donker uit, die sleuteldraer sal op my graf omsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Here het opgestaan. Hy het vir al ons sonde om aan die kruis laat slaan. En om ons nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor
staan voor U aanbiddend, ek wil voor U kniel, Heer, Here aan die hoogste eer aan God. Juichen sing die engelen, loof die Heer akkorde, loof die verlosser, koning Heer. Ek staan voor U aanbiddend, ek wil voor U kniel, Heer, Here aan die hoogste eer aan God. Juichen sing die engelen, loof die Heer akkorde, loof die verlosser, koning Heer. Verlosser, koning Heer. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of Your parenthood and Your loving care. But now I'm Your child, I am adopted in Your family, and I can never be alone, 'cause Father God, You're here beside me. I will sing Your praises. I will sing Your praises. I will sing Your praises forevermore. I will sing Your praises. I will sing Your praises. I will sing Your praises forevermore, Father God. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of Your parenthood and Your loving care. But now I'm Your child and I'm adopted in Your family, and I can never be alone, 'cause Father God, You're here beside me. I will sing Your praises. I will sing Your praises. I will sing Your praises forevermore. I will sing Your praises. I will sing Your praises. I will sing Your praises forevermore, Father God. In Johannes hoofstuk 20 lees ons dat Jesus na 'n paar dae nadat hy opgestaan het aan die disippels verskyn. En as hy by hulle kom, dan groet hy hulle met die woorde nie goeienaand of hallo of middag nie, vrede vir julle. Die engele het gesê vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. En dan 'n tydjie later in daai selfde byeenkoms, dan sê hy weer sê ek vir julle, vrede vir julle. Maar Thomas was nie daar nie. Maar Thomas wonder wat aan die gang is. En dan vertel hulle vir hom in die paar dae wat daarop volg, en te sê dat Jesus het aan ons verskyn. Hy sê, ek glo dit nie. As ek nie my hande in sy sy kan steek, en my vinger in die wond kan steek nie, dan dink ek nie dis waar nie. En die volgende week, toe hy saam met hulle daar in die bo vertrek, en dan skielik, as alles gesluit is, dan skielik verskyn Jesus daar. En dan sien Thomas hom. En dan sê hy vir Thomas, vrede vir jou. En vriende, dis die opstandingsdag. Dis wat die opstandingsdag vir ons wil bring, vrede. Romeine 5 sê, daar's nou vrede tussen ons en God.
Want van tevore was ons soos Adam en Eva, altyd op die vlug, altyd onseker, altyd gewonder, maar wat weet die Here van ons? Daar's nou vrede. Want hy het die vloek, die skuld, die sondeskuld gedra. Ons gaan vanoggend lees van Absalom. Absalom beteken die vader van vrede. Maar hy is met 'n oorlog besig. Jerusalem beteken God is vrede. Maar op die oomblik in Jerusalem en Israel is daar nie vrede nie. Vriende, ons het die vrede. Want God sê, genade vir julle en vrede. Genade vir julle en vrede, wat deur julle kan gaan, en moet gaan, na hierdie wêreld toe. Amen. Hier is 'n paar kinders in die diens, en ek wil gou vir julle iets wys, so ek wil hê julle moet gou na vorentoe kom. Almal van julle wat lus het om te kom, julle gaan in elk geval net weer terug, so, of jy nou 10 of 12 of 15 is, as julle wil kom julle gou vorentoe kom. Al kom julle ook van Engeland af, julle is nog altyd welkom. Kom gou, as julle wil. Terwyl hulle kom, en julle kan sommer hier voorsit. Alex, ek sit jou hierso. Heidi, kom sit saam met hom hierso. Sit gou hierso sommer. Hier gaan nog 'n maatjie kom vir jou. Ek wil sommer net dit ook sê, Opstandingssondag is die Sondag wanneer almal in die diens moet wees. En dit is die ander helfte van Goeie Vrydag. Ek het die voorreg gehad en ek sien dis 'n paar van julle wat ook daar was vanoggend. 6:30 vanoggend was die diens in die natuurreservaat en ek dink daar was die meeste mense nog ooit wat ek van weet. Seker omtrent 450, 500 mense. Dit was so vreugdevolle geleentheid. So ek wil eintlik hoekom ek dit sê is net om te weet, ons is nie al nie. Vandag kom daar mense oor die wêreld heen. Daar's ook mense in Huisvonke en die Helderberg Support Center in Rubari. Talle mense wat vanoggend deel is van hierdie diens. Baie welkom. Maar kan ek maar hier kom sit? Goed, ek wil gou vir julle iets wys. Wat het ek hier by my? 'n eier. Kom ons vra vir die jongste van julle, wat is binne in die eier? Wat is binne in die eier? Wat is binne in 'n eier? Geel? Wil julle dit sien? Kom ons kyk. Sal jy nou breek as ek kom hier? Paasondag dink ons aan 'n graf wat leeg is. Wie van julle het 'n paaseier geëet die naweek? Nie 'n marshmallow paaseier, 'n regte paaseier. En wat was binne-in? Okay, maar dis 'n marshmallow paaseier. 'n Regte paaseier, daai wat soos 'n hoendereier lyk. Wat is binne-in? Niks. Ek het julle nog iets saamgebring. Dis nou nie 'n paaseier nie, maar dis 'n paashasie. Wat is hier binne-in? Niks nie. Maar op Paasfees praat ons van 'n paashasie en ons praat van 'n paaseier. En dis nie heidense gebruike nie. Dis iets wat in hierdie wêreld is. Net soos die eier wat leeg is. Sê die paaseier wat leeg is, dat Jesus het uit die graf uit opgestaan. As ons 'n paaseier eet, dan, hoe smaak hy? My hande is skoon. Hoe smaak 'n paaseier? Proe hom gou. Hoe smaak hulle?
soet, want dis wat Jesus vir ons gebring het, dat dit soet kan wees. Vrydagoggend, die van julle wat hier was, het Tannie Samantha gesê, dat as ons 'n marshmallow paaseier so plat druk, dan breek hy in sulke stukkies, dis soos hierdie ook, dan val die sonde so van ons af, want Jesus is soet, en die graf is leeg. En dis hoekom 'n paaseier leeg is binnekant, want Jesus het uit die graf uit opgestaan. Ons gaan 'n lied sing. Wys gou vir ons die woorde een. Is dat nie 'n lied? Was hy? Nee. Is my God is so groot nie daar nie? OK. Ons gaan gesing het, my God is so groot en so sterk en so kragtig, want daar's niks wat hy nie kan doen nie. Hy, ken jy daai liedjie? Daai liedjie sê dat God is so sterk, hy kan tot die dood oorwin. En daar agter sit 'n tannie wie se hart seer is, want haar pappa is dood. Maar sy is ook dankbaar, sy is ook bly, want sy weet, Jesus het die dood oorwin. En al leef hy nie meer op aarde nie, dan leef ons by Jesus. En dis die opgewondenheid van hierdie dag. Kom ons staan en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Dankie dat julle by my was. Vat dit vir jou sussie saam. Of dit is sussie nie. Of 'n boetie. Wie het saamgekom? Wie het saamgekom? Goed, dankie. Julle kan gaan. Terwyl hulle gaan, gaan ons 'n geleentheid gee vir ons dankoffers om stil te raak en ook dankbaar te wees. En vandag het ons regtig rede om dankbaar te wees. Kom ons bid. Here, ons aanbid U as die opgestaane Here, as die God wat die dood oorwin het, die dood as die laaste skuilplek, die laaste vesting of fort van die Satan, die God wat vir ons die lewe gee, die Here wie sy graf leeg is, en wat ons vol hoop gemaak het. Dankie Here dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat ons nie net die Paasfeesklokke kan hoor nie,
maar dat ons ook hier sal uitgaan en die Paasfeesklokke sal wees. Here, ons aanbid U as die een wat nog altyd daar was, wat vandag hier is, en tot in alle ewigheid sal wees. Ons aanbid U as die God wat ook met ons praat, deur die woord, deur die Bybel, en wat met ons praat, deur U Gees. Doen dit ook vanoggend asseblief. Amen. Ons gaan met mekaar saam lees vanoggend uit Psalm 3. En ek het so tyd terug by 'n aftrede oor Psalm 3 gepraat. En na aanleiding van my gesprek daar, het daar nog 'n paar gesprekke gekom en uiteindelik besluit om vanoggend dan ook hieroor te preek, na aanleiding van daardie gesprekke. Psalm 3. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en my aansien. As ek na die Here roep, dan antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddelose afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met U volk. Een psalm met so baie rykdom in 'n psalm waaroor ons so lank met mekaar kan praat, maar vanoggend op hierdie opstandingsdag wil ek 'n paar gedagtes met julle deel, maar ek wil begin met 'n ou Engelse gebed wat my altyd aan hierdie psalm laat dink. Matthew, Mark, Luke and John, bless the bed that I lie on. Before I lay me down to sleep, I give my soul to Christ to keep. 4 corners to my bed, 4 angels there spread, 2 to foot and 2 to head, and 2 to carry me when I'm dead. I go by sea, I go by land. The Lord made me by His right hand. If any danger comes to me, sweet Jesus Christ, deliver me. He is the branch and I am the flower. Pray God, send me a happy hour. And if I die before I wake, I pray that Christ my soul will take. Al die woorde in die tweede versie, if any danger comes to me, sweet Jesus Christ, deliver me. Die eerste iets in hierdie psalm wat my opval, is die woorde in vers 6. As ek gaan lê, dan slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. En vriende, in die nag is ons baie kwesbaar. Net vanoggend het een van julle vir my vertel hoe dat julle vandag wakker geword het met iemand wat besig was om in julle huis in te breek. Vandag in die kwesbaarheid, terwyl almal slaap, het mense in ons kerkgebou ingebreek. In die nag as ek slaap, weet ek nie wat gebeur rondom my nie. Dan is ek kwesbaar. Dan het ek iemand nodig wat vir my sorg. Iemand wat seker maak dat alles reg is met my.
Die tweede wat my opval in hierdie Psalm, is die tweede vers. Dit is eintlik die woorde waarmee Dawid hierdie Psalm begin. Ek het so baie vyande, Here. Nou Dawid, julle kan gaan lees in 2 Samuel 15, 16, 17 daar rond, vertel Dawid dat Absalom is Dawid se seun, toe Dawid koning is, toe kry Absalom dit in hom in, en mense moedig hom aan, en hy begin 'n veldtog om Dawid se koningskap omver te werp. En daar is hierdie klein burgeroorlog wat dreig. 'n Klomp mense natuurlik hang vir Absalom aan. 'n Klomp mense vir Dawid. En 'n klomp mense stap oor na Absalom toe, en 'n klomp mense by Absalom verwy die mense by Dawid. En dan sê Dawid vir die mense, ons moet vlug. Ek moet vlug vir my seun Absalom. En dit staan in 2 Samuel 15 vers 14. Want Absalom, my seun, sal geen genade hê vir my nie. Vriende, dink net wat moes deur Dawid se gedagtes gaan. Hier gaan 'n burgeroorlog uitbreek. Maar hierdie burgeroorlog het sy oorsprong in my huis, tussen my en my seun. En nou vlug hy. En hy vlug so ver as wat hy kan, want hy wil hierdie oorlog op 'n manier verhoed. Maar Absalom met sy mense is agter hom aan, en hulle probeer hom vang en probeer hom doodmaak. Maar eers word dit aand, eers word dit donker, en dan moet Dawid gaan slaap. Hoe slaap jy, as jy weet die vyand is op pad? Hierdie sin, ek het so baie vyande, Here, val my op. Want vriende, dis hoe die lewe lyk. Dis hoe my en jou lewe lyk. Dis hoe die lewe van mense op die oomblik hier op aarde lyk. 'n Lewe vol vyande, nie noodwendig vyande wat by my huis wil inbreek, of vyande wat klomp goed by my wil steel nie. Maar ook emosies wat ons ervaar, van angs en van spanning, stres, soos ons so graag daarna verwys. Emosies wat onsekerheid tot gevolg het, of van onsekerheid praat. Die aaklige van spanning, of van stres, of van onsekerheid, is dat dit nie aan die einde van die dag ophou werk nie. Ek kan ook nie spanning of stres of my vyande ergens in my kantoor in 'n laai bære en die kantoor deur toesluit en huis toe gaan nie. Spanning gaan nooit slaap nie. Stres gaan nooit slaap nie. Onsekerheid gaan nie slaap nie. Dit gaan saam met jou bed toe. Om die waarheid te sê, dit verhinder my dat ek aan die slaap raak. Of as ek in die slaap raak, dan maak dit my weer wakker. Ergens deur die loop van die nag. En as ek dalk slaap, dan slaap ek ook nie diep nie. Maar dan slaap ek onrustig. Dan knaag hierdie spanning en hierdie onsekerheid en hierdie stres aan my ingewande. Hou aan knaag totdat ek uiteindelik met 'n maagseer sit. Of dit blok my are, dat ek uiteindelik so baie cholesterol in my are het, dat die bloed nie meer behoorlik daar kan deurvloei nie. Of dit jaag my bloeddruk op, dat dit gevaarlik raak. Spanning maak ook mense bang. Onsekerheid, stres, verkort mense se humere. Spanning, onsekerheid, vyande, maak van molsope berge. Maak ons sinies. Maak dat ons die vyand
in elke mens raak sien en niemand meer vertrou nie. Spanning, stres, onsekerheid maak dat ek dink dat die oormag van die vyand en die oormag van die probleme is te groot. En dit dreig om my te laat handdoek ingooi. Maar vriende, eintlik 'n spanning of stres of onsekerheid is eintlik 'n parasiet. En ons het op skool geleer dat 'n parasiet kan net bestaan as hy op iets teer. 'n Parasiet wat 'n boom bedreig, een parasiet kan net bestaan as hy op 'n boom begin teer en die sap uit die boom uithaal. Maar het ons ook geleer dat uiteindelik kan 'n parasiet die gasheer, die boom of die gasheer waarop hy groei, uiteindelik kan die parasiet daai gasheer doodmaak. En dit is so 'n parasiet wat Dawid bedreig het. En tog sê Dawid, as ek gaan lê, slaap ek goed. Hierdie spanning, hierdie hartseer, hierdie onsekerheid hou my nie wakker nie. Ek slaap goed. Ek word ook weer wakker. En die vraag is, hoe kry Dawid dit reg in hierdie psalm, in hierdie gebed, om te kan sê, Here, te midde van al hierdie goed wat ek beleef, te midde van al die hartseer, te midde van 'n kind wat sy rug op my gedraai het, te midde van 'n kind wat 'n klomp mense saam met hom gekry het, en wat my wil doodmaak, en wat die land omver wil werp, te midde van my wat aan die vlug is, en Here, ek is 'n klomp mense rondom my, ek voel so skaam, want wat moet hulle van my dink? Maar Here, as ek gaan lê, dan slaap ek goed. Ek word ook weer wakker. Hoe kry jy dit reg om so goed te slaap en in die oggend weer wakker te word? En hy antwoord die vraag, want Here, U sorg vir my. Here, as ek so vlug, en as die trane oor my wange loop, en as ek soms so verskriklik kwaad is vir my kind, en as ek partykeer so veronreg voel, Here, dan dink ek nie daaraan nie. Dan verplaas ek doelbewus my gedagtes, Here, weg van die omstandighede af, weg van die vyand af. En dan begin dink ek hoe groot en hoe sterk en hoe magtig en hoe getrou U, God, is. As ek gaan lê, dan slaap ek goed, ek word ook weer wakker. Want Here, U sorg vir my. En dis die lied wat ons vanoggend wou sing. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar is niks wat my God nie kan doen. Hy kan my staande hou in sulke moeilike omstandighede. Miskien kan 'n mens self so ver gaan om te sê dat Dawid in hierdie geval 'n parasiet is. Want hy teer op God. Hy kry sy lewenssap op God. Dit laat ons dink aan Jesus in Johannes 13 wat sê dat die loot is op die stok ingeplant. Waar kry die stok die krag vandaan? Omdat die loot op die stok ingeplant is. En Dawid is ingeplant. Dawid is gefokus nie op sy omstandighede nie, maar op sy God wat so groot en so sterk en so magtig is. Die verskil is net, die reusagtige groot verskil is dat hierdie gasheer, op wie Dawid ingeplant is, dat hierdie parasiet, en ons kan nie regtig vir Dawid 'n parasiet noem nie, maar julle verstaan wat ek bedoel, hoop ek. Maar dat Dawid, terwyl hy op God teer, nooit vir God sal uitteer nie. Nooit sy gasheer sal kan leegsuig en doodmaak nie. Want as die Here nie daar is, op wie hy kan teer nie, dan is Dawid dood.
En Dawid weet dat die Here rondom hom is, soos wat daar berge is rondom Jerusalem. En die vraag is vanoggend of ek en jy dit weet, dat God rondom ons is. Hy beskerm ons, sê die Psalm, aan alle kante. Want God is rondom ons, soos wat daar berge is rondom Somerset West. Hy omsluit ons van alle kante en hy, ons gasheer, wat die dood oorwin het, en ons vul met hoop. Hy is in ons. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die Almagtige. En in die Ou Testament, as daar gesprake is van dat hy die skepper God is, en ons sê dit ook in ons geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde. Hulle het geglo, God is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die Almagtige. Ons glo dit ook. Maar ons het 'n plus daarby en sê, ons glo ook, dat hy die herskepper is, toe hy Jesus Christus opgewek het uit die dood, en vir ons die lewe gegee het. Ons kan teer daarop. Ons kan ons lewenssap suig daaruit dat Jesus die dood oorwin het. En dat hy op daai oomblik die duiwel, wat van Genesis af al sy skepping probeer verongeluk het hy nie net sy skepping gered nie, maar dit herskep, dit nuut gemaak. En daar is nou niks wat sy plan kan keer nie. En daarom, Chris, kan jy dit weet, al is jy nog steeds geskok na wat vandag in jou huis gebeur het, niks kan God se plan keer nie. Daarom kan ons hier wat aan wie hierdie kerkgebou behoort, en wat nou wonder, hoe lyk die pad vorentoe, hoe moet ons sekuriteit opskerp? Kan ons weet, ons kan 'n klomp goed hier moet doen, maar niks kan God se plan met hierdie gemeente in hierdie wêreld keer nie. Die gebou kan skade ly. Ons kan in ons liggame skade ly. Maar ons is die lig vir die wêreld en daarin, met daai plan kan niemand God keer nie. Want die Here sorg vir my. Ek gaan lê, ek raak in die slaap en die Here sorg vir my. Hy beskerm my aan alle kante. Nou vriende, letterlik staan hier, dat God is 'n skild rondom ons. God is 'n skild rondom ons. Sy opstanding is die skild. Daarmee beskerm hy ons. Hier staan, hier is ek, daar is die gevaar wat na my toe aankom. Maar wat is 'n skild? 'n Skild is iets wat ek vashou en wat keer dat die spiese my nie gaan tref nie. Ons het nie meer skilde vandag nie. Ons het koelvaste baadjies. Die Here sê hier, ek is die koelvaste baadjie wat maak dat al die gevare van hierdie wêreld jou nooit sal kan skei van die liefde van God nie. Hierdie skild, hierdie koelvaste baadjie, die opstanding van Jesus, neem nie die gevare weg nie, neem die stryd weg nie, neem nie die onrus weg nie. Maar weet, dat God sterker is as die vyand. Hierdie koelvaste baadjie, hierdie skild, gaan die pile van die bose van my afweer. En vriende, daarom, en dis vandag se tema, Christus se opwekking uit die dood, maak my opgewek, maak my opgewonde, om in hierdie Suid-Afrika, in hierdie wêreld, te leef. Al is daar hoeveel onsekerheid, en hoeveel vrees, en hoeveel angs, en hoeveel spanning.
Ek kan nie vir jou waarborg, en niemand kan vir jou waarborg, dat die res van jou dag, en die res van die jaar, en die res van ons lewens, maklik en gemaklik sal wees nie. Maar op hierdie opstandingssondag, dink ons daaraan dat die graf leeg is. Die graf is leeg. Maar my en jou lewe, ons lewens is vol hoop. En dis die marshmallow eiertjie. Want in daardie eier is daar groeikrag vir 'n nuwe lewe. Ons lewens is vol hoop. Jesus leef. En dis nie maar net 'n klomp feite waaroor ek in 'n eksamen kan gaan toets skryf en volpunte kry nie. Jesus leef is lewensveranderend vir my en vir jou. Hierdie hoop maak dat ons nuut kan leef. Maak dat ons as Christene hoop kan gee in 'n sukkelende wêreld, in 'n sukkelende land, waar so baie dinge besig is om in duie te stort. Maar ons weet, Christus hou self sy kerk, en dis ons as gelowiges, Christus hou sy kerk in stand, vergeefs dan, die hel en die Satan se woede. As ek gaan lê, dan slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here is my lewe. Want vriende, hierdie Psalm wys ook vooruit, dat eers gaan Jesus opstaan, en het hy nou opgestaan, om die dood te oorwin. Corlia, sodat jou pa se dood die afgelope week nie dat die dood daar uitgehaal is. Dat die angel van die dood uitgehaal is. En dat die dood eintlik verander het in 'n slaap, waaruit ons wakker sal word. Sodat die dood nie meer die einde van die lewe is nie, maar dat die dood die deurgang is tot die ewige lewe. Die dood is die draai in die pad, sodat ek opnuut weer die paradys kan sien en kan beleef. En dan eindig hierdie Psalm deur te sê, dit gaan goed met u volk. Goed gaan, ons sê ons vir almal, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. Ons moet mooi dink wat ons sê, want ons bely verskriklik baie met daai woord. Dit gaan goed met my. Goed beteken, God het my eer en my aansien herstel. Al is daar so baie vyande, Here. Ek kan in vrede lewe. Ek kan in vrede lewe. In Suid-Afrika, in Somerset Wes, in April maand van 2025. Alles daar hoeveel teenstand, alles daar hoeveel aansla, alles daar hoeveel lelike woorde wat na ons gerig word. Vrede vir julle. Dit kan goed gaan met my. En as ek daarom vir iemand sê, dit gaan goed met my, dan sê ek daarmee, God het my eer en my aansien herstel. God het vir my vrede gegee. God het vir my herskep. God het vir my 'n nuwe begin gegee. God het vir my 'n ewige lewe gegee. Dit gaan goed met my. Die graf is leeg. En ek is vol hoop. Christus se opwekking is die bron van ons opgewondenheid. Gemeente, mag ons dit elke dag beleef. Mag ons iets van hierdie opstanding hier uitdra en dit vir die wêreld gaan gee. En mag dit gebeur dat die wêreld op ons begin teer, sodat Christus se lewenssap deur ons kan vloei na mense toe. Amen.
Here, maak van ons instrumente van u vrede. Maak van ons instrumente en draers van u hoop. Maak ons opgewek. Maak ons opgewonde. Geef vir ons, Here, glimlagte. Glimlagte wat nie van ons gesig afgevee kan word nie, omdat dit uit ons harte uitkom. Omdat u dit vir ons gee. Maak van ons, Here, mense wat vir Suid-Afrika hoop sal gee. Maak van ons mense wat by mense sal gaan stil staan, sodat u hoop deur ons kan vloei na hulle toe. Ons bid dit vanoggend, Here, terwille van ons land. Amen. Kom ons sing nou lied 421. Die Here Jesus lewe. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag. En dis eintlik ook met genade. Met krag is hy oorwinnaar. Ons toekoms het begin. Kom ons sing daarvan 3 verse. Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan. Jesus is ons Here, hy het klaar ons weggebaan. Die Here Jesus lewe, hy het die nood toegevaar. Hy is daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring. Want Jesus is ons koning, hy gee ons lewensin. Die Here Jesus lewe, hy kom ons in dag haal. Hy sal ons dan laat aansit by sy Messias naam. Kom laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing. En saam met ons wat lewe, aan hom die hulde bring. Vriende, kom drink gerus tee saam met ons. Hier in die vierkant gaan ons tee drink. Is 'n tydjie om nog 'n oomblik saam met mekaar te kuier. Vriende, nêrens is iets toevallig nie. En ons is ook nêrens toevallig. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons. Om God daar en in daardie tyd te beleef. En om mense daar tot 'n seën te wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en saam met ons gaan.
stepped down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of my life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. And you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Het is die dag waar die wereld verlig is, al die lig wat skyn. Jesus ons redder, bevry ons van sonde, U is genade enorm. Ek staan voor U aanbiddend, ek wil voor U kniel hier, hier aan die hoogste, Heer aan God, juich en sing